Goeiemôre, baie welkom. Dis die tweede Sondag in Lydenstyd. Ons is by Lukas 13 van vers 31 af. Dis so 'n kort stukkie 31 tot 35. So as jy wil, kan jy jou Bybel daar gou oopmaak. Vandag is ons tema, ons is kinders van die derde dag. Ons is kinders van die derde dag. Kom ons begin. Die Here is my lig en my redding, vir wie sal ek vrees? Die Here is my toevlug van my lewe, vir wie sal ek bang wees? Ja, hy steek my weg in sy skuiling op 'n dag van onheil. Hy verberg my in die beskutting van sy tent. Hy tel my hoog op 'n rots. Daarom is my kop hoog bo my vyande rondom my. Ek wil met uitroepe van vreugde offers bring in sy tent. Ek wil sing. Ek wil die Here besing. Amen. Genade en vrede vir jou. Van God die Vader, van Jesus Christus die Here. Alles deur die werk van die Heilige Gees in ons lewe. Ek het gesê Lukas 13, so maak gerus gou jou Bybel daar oop. Kom ons bid gou saam. Here, as ons u woord lees, as ons nadink oor wat in u woord staan, dan vra ons dat u ons gedagtes sal verhelder. Dat ons u stem sal hoor, dat dit ons sal vorm, en dat ons u sal verheerlik. Amen. Ek het gesê, kinders van die derde dag is die tema, maar kom ons lees die gedeelte. Lukas 13 vanaf vers 31. Op daardie selfde oomblik het 'n aantal fariseërs vir Jesus kom sê, u moet pad gee en na 'n ander plek toe gaan, want Herodes wil u doodmaak. Maar hy sê vir hulle, gaan sê vir daardie jakkals, kyk, vandag en môre dryf ek nog bose geeste uit en maak ek mense gesond, maar op die derde dag sal ek my werk klaarmaak. In elk geval moet ek vandag en môre en oormôre my reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat 'n profeet op 'n ander plek as Jerusalem omkom. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad aan julleself oorgelaat. Maar ek sê vir julle sal my sekerlik nie sien, totdat die dag kom, wanneer julle sal uitloop, loof die wat in die naam van die Here kom. Ons lees tot daartoe saam. Ons ken die storie van Jesus in lydenstyd, né? Jesus het gereis tot in Jerusalem. Hy het baie gereis, en as hy in die hoofstad arriveer, as hy aankom, dan ry hy op 'n donkie en daar word palmtakke voor die donkie se voete neergegooi, dat die donkie se voete letterlik nie eens grond raak nie, selfs klere as in die takke is nie. En al die mense roep, Hosanna, Hosanna, geseënd is die een wat kom in die naam van die Here. En dan onthou is net 'n paar dae later, daai selfde mense wat Hosanna, Hosanna geroep het, draai dan net so om teen Jesus en hulle roep, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Ja, hy is verhoor, wat 'n verhoor, hy is gekruisig, hy is dood, en hy het op die derde dag uit die doodheid opgestaan. Hy het op die derde dag tot by 'n nuwe lewe gekom. En daarom, Amos Wilder het so 'n gediggie geskryf, renew the event, in these planetary years, for we were there, and he is here. It is always the third day. Ons was daar, want my naam was ook vasgespijker aan sy kruis. Hy het vir my sondes gesterf, maar hy is hier, hy het opgestaan en hy leef. Ek is 'n kind van die derde dag. Jy is 'n kind van die derde dag. Ons is altyd kinders van die derde dag. So terwyl Jesus Jerusalem toestap,
Hy en sy disippels, dan stop hulle gereeld, dan is dit asof hy poses vat. Dan preek hy en hy maak siekes gesond, hy bevry mense van bose geeste, is asof hy hier inloer, daar inloer, deur inloer, op pad na Jerusalem toe. So dis so op hierdie reis, ergens, kom daar fariseërs na Jesus toe gedraf. En dan sê hulle, jy moet die pad gee, Herodes wil u doodmaak. En dit bly snaaks, hoekom sal fariseërs nou vir Jesus sê, hy moet pad gee, Herodes wil hom doodmaak? Hulle het net reaksie by Jesus gesoek. Dit was soort van 'n kinderstorie, maak nie saak wat Jesus se reaksie was nie, hulle sou daaruit baie smaak vind. Want spring Jesus dan op sy perd en hy hardloop weg, dan sê hy het sterk tussen die bene, hy weghardloop soos 'n maar hond. Sê hy vir Herodes, bring dit om, dan gaan hulle na Herodes Antipas toe en hulle sê vir hom, Herodes, Jesus daag jou uit. Het maak nie saak wat Jesus gesê het nie. Hulle het net reaksie by Jesus gesoek. Maar dan antwoord Jesus hulle, en jy kan hoor, Jesus is in sy tyd, maar jy kan ook hoor, Jesus praat van 'n ander tyd. Jy kan dit, in die manier waarop dit geskryf is, voel 'n mens dit ook dadelik aan. En dan sê hy, sê vir Herodes Antipas, hy sê jakkals. Jo. En die Jode het almal geweet wat Jode beteken, as hulle vir iemand sê, hy is 'n jakkals, al 3 dinge, wat gesê, hy is skelm, hulle het gesê, hy is destruktief, en hy is niks werd. Sê vir Herodes, die jakkals, hy is 'n skelm, hy is niks werd, en hy is destruktief, hy kan uit mekaar uitskeer en vreet, maar hy doen niks goeds nie. Maar dan gaan Jesus verder en hy sê, ek gaan mense gesond maak. Ek loer in, ek gaan aangaan waarmee ek besig is. Ek gaan mense gesond maak, gaan mense bevry, en dan raak het snaaks, op die 3de dag, gaan dit klaar wees. Asof hy wil sê, ek ontvang my opdragte net van God af. Herodes gaan my nie van stryk afbring nie. Ek doen wat ek gekom het om te doen. Ek gaan aan, want God het vir my 'n opdrag gegee om te doen, en dit sal ek doen. En selfs hierdie struikelblok van hierdie jakkals, sal ek oorkom. Dit moet wees soos dit moet wees. Hierdie jakkals. Ek wil 'n fabel vertel. Jy weet nou, 'n fabel is nie 'n ware verhaal nie. Ek wil 'n fabel vertel oor hierdie gedeelte wat Jesus hier gesê het. Ma hen en haar kykens loop, en nou dan ma hen het al haar kykens baie mooi geleer, wat is die veiligheidsdrille. En eendag sê sy vir hulle, my kinders, as 'n jakkals ooit na ons toe kom, en ek kloek vir julle, dan hardloop julle onder my vlerk, en ek sal julle beskerm. Ja, mama, skree al die kykens in 'n koor. En hulle so aan die wyn, ma kloek. En van die kykens hardloop onder haar vlerk, en van die ander kykens sê, ag nee, ma, kyk nou maar net of ons drils ken, en hulle bly vreet, en toe is dit 'n jakkals. En hy vang die eerste, en hy vang die tweede, en hy het so 'n paar van die kykens gevang. En toe sak die ma af, al die kykens is onder haar vlerk, en sy wag vir jakkals. En hy stap so by haar, hy sê, ek het jou kykens wat ek kon kry, het ek gevreet, en jy is volgende, en hy snap, en hy hap haar. En toe hy nou klaar gebyt het, toe dink hy is nou so vol, hy gaan eers bietjie slaap, dan gaan hy weer honger wees, dan gaan hy haar ook eet. So hy raak in die slaap, sommer daar by ma hen, wat hy nog net gebyt het. Hy slaap vir 3 dae, sy maag was net so vol, maar toe hy daar wakker word, sy oë was nog nie oop nie, toe sê sy maag se pyne vir hom, hy is honger, hy sê, ek is honger, sê, hey, maar ek het nog geëte wat vir my mag, ma hen het ek mos net die dood gebyt, en toe hy sy oë so oop maak, man, al wat hy sien is so 'n breinsnavel in sy oog, en toe hy sy kop so optel, toe kyk hy so in ma hen se gesig, en sy was nie dood nie, sy wag vir hom, en toe gaan sy vir hom, maar hy jakkals, hy was al volspoed toe sy nog in reverse, hy spring daar om, en hy hardloop daar weg, sy het net so stoffie oor die 3de, 4de bultjie gesien, soos hy daar weg hardloop. Ja, Jesus is ma hen, wat die jakkals die duiwel oorwin het. Dag vir dag beskerm hy ons, as ons by hom bly, is ons beslis veilig.
dat is beslis kinders van die derde dag. Jy sien ek kon sê ek ons is kinders van die derde dag. Want hy het opgestaan, jakkals het gedink, maar hy is dood. Maar toe wag sy vir hom. Hoe dikwels wil ek jou kinders by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad aan julle self oorgelaat. So dis harde woorde, vers 34 en 35. Twee dinge val my dadelik op as ek dit so lees. Die eerste ding wat my opstel is die skaal van die verwerping. Maar julle wou nie. Ek het gekloek en gesê, kom kry julle veiligheid, maar julle wou nie, julle het my liefde, julle het my versorging so in my gesig teruggegooi. Dis die ergste vorm van verwerping. Hoe kan 'n skepsel sy skepper verwerp? Ek wil julle graag omhels, maar julle wou niks weet nie. Hoor jy die seer in sy stem? Dis die eerste ding, dis die verwerpte liefde. Maar nou van liefde gepraat, daar's iets anders ook. Daar's 'n intense liefde. Ek het eenslag daarna by Vryburg, oom Hannes van der Vyver, sy plaas het afgebrand. Dit was 'n geweldige brand geweest. 2 polismanne het doodgebrand terwyl hulle besig was om die vuur toe te maak. En oom Hannes se vrou Helene vertel, hulle het in die veld op 'n groen kolletjie afgekom. So lank. En hulle was toe verwonderd oor wat. Oom Hannes lag, hy sê, nee, ek sal julle wys. En toe die volgende dag, toe roep hy sy vrou, en hy sê, kom kyk hier. Toe die koei se rug is so swart gebrand. Toe sê hy, hierdie koei het fisies gaan lê, en sy het haar kalf onder haar lies in haar maag ingetrek. So die vuur het bo oor hulle gehardloop, maar die kalf het niks oorgekom. Die koei het toe nog geleef, maar die kalf het niks oorgekom nie. En julle staan, ek dink dit was op TikTok was daar so 'n videoklippie geweest van die groot veldbrand en wat jy die hoopie so kon sien hoe die hoender so die hen so dood gebrand het, wat dit net die swart assie so was en toe die ou die karkassie, die verbrande karkas so skop toe hardloop, jy kyk en so onder die karkas uit. En dan sien jy die klein hoopies van die kuikens wat nie onder die hen was nie, wat heeltemal verbrand het. Daai versorgde, daai intense liefde. Een van die professors van wie ek baie hou, Barbara Brown Taylor, sy het gepreek oor hierdie gedeelte en sy sê die posisie wat die ma hen inneem, dat sy haar vlerke so oopmaak, en dan kyk ons onder haar vlerk, maak natuurlik dat haar lewensbelangrike organe, haar hart en haar longe en alles hierso is heeltemal oop. So sy stel haarself oop, dat die jakkals haar kan byt, sodat haar kykens net veilig is. Dat is 'n derde ding, en dit is, wil wees stilstaan by die feit, ons is kinders van die derde dag. Jesus het gesterf, en sy disippels kry hierdie waar woorde, dat sy sterwe, eers sy ware gewig kry met sy opstanding. Jesus het gesterf en betaal vir al ons sondes. Hy het so volledig betaal vir ons sondes, dat God hom in die derde dag laat opstaan het. En sy opstanding gee die volle gewig aan sy sterwe. En dis hoekom Jesus dit hier gesê het, op die derde dag gaan ek klaarmaak. Dis aangrypend. So ek en jy is kinders van die derde dag, en ons kan nooit oor Jesus se sterwe praat, sonder om sy opstanding te noem nie. Dit loop saam. So ek wil afsluit, en nou sit weer terug by Jerusalem. Jerusalem is die heilige stad. Jerusalem was vir altyd die heilige stad, vir hulle wat daar gebly het, maar selfs vir hulle wat ver was. Vir alle gelowiges. So die beeld wat Jesus die skep is nie net van Jerusalem die stad en sy inwoners nie, maar dit is om te praat van al die gelowiges. En dan moet jy bietjie teruggaan in tyd. Hier is al die gelowiges op 'n hoop. En as jy die Ou Testament lees, dan kom die profeet, dan stuur die Here 'n profeet na die gelowiges toe. Baie gelowiges het geluister na die profete, maar net so baie gelowiges het die profete of doodgemaak, of geslaan, of met klippe gegooi, of hulle afgejag en weggejaag.
verkeer word nie my kykens by mekaar maak nie. Selfs die profete het julle weggejaag. Toe kom Jesus, die seun van God self, en toe verwerp Jerusalem hom ook, die kerk hom ook. Toe sit sy disippels vir die boodskap begin bring, maar nee, hulle is net so vervolg. En vandag is dit ek en jy, wat die boodskapdraers van God is, van Jesus Christus is. So die eerste vraag wat ek en jy moet antwoord is, ons is deel van Jerusalem, van al die gelowiges. Luister ek na die boodskapper wat die evangelie van Jesus Christus vir my bring? Luister ek na hom? Bly ek by die suiwere woord van God? Die gesag lê nie in 'n mens nie, die gesag lê in sy woord. Maar dan wil ek ook vir jou sê, ek en jy is die boodskappers. Jy dra die evangelie van Jesus Christus na ander toe. Jy dra die boodskap van sterwe en opstanding. So ek en jy kry met jakkalse te doen. Of met die jakkals, die bose. Gaan ek en jy dan ook die moed hê om te sê, soos my Here, ek sal nie bes gee nie. Sê vir daai jakkals. Hy kan destruktief wees, hy kan sluw wees, hy kan wees wat hy wil, maar ek sal nie bes gee nie. Ek wil jou 'n mooi woordjie gee. Weet jy wat is die mooiste beskrywing van dapperheid? Dapperheid is die moed vir kwesbaarheid. Om dapper te wees is om die moed te hê om gekwes te kan word. Daarom sê Paulus, ons is skryke met krake, maar dit is die boodskap wat ons binne ons dra. Ons dra die dood in ons, want Christus se opstanding leef reeds in ons. Here, baie dankie. Dankie dat ons kinders van die derde dag kan wees, mense van die opstanding. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie vir die goedheid en die grootheid. Ons loof U en ons prys. U is ons God. Here, U wat die pad geloop het, U wat nie afgewyk het nie, maar altyd gehoorsaam was. U wat ons geleer het wat gehoorsaamheid is. Lei ons deur die Gees, help ons om altyd aan U gehoorsaam te wees. Amen. Wat 'n mooi woord. En nou wil ek jou nooi, kom ons sê vir die Here dankie. As jy vir hom wil dankie sê met jou dankoffer, as kerk is ons geraad, jy sal as jy daar gaan, snapscan, watter manier ook al, kan jy jou offer vir die Here gee. Maar weet jy wat? Ek wil nie bes gee nie. Soos my Here gedoen het, sal ek ook staan. Dan sê die Here, maar ek gaan saam met jou. Ek gaan jou die krag gee wanneer jy dit nodig het. So ontvang sy seën en weet daarmee saam. Hy stap met jou die pad. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God, mag die troos, die teenwoordigheid van die Heilige Gees elke oomblik by jou wees.